Goeie almal, het is my lekker om weer so met julle almal hier te wees en 'n geseënde nuwe jaar vir julle almal. Ek hoop julle het almal 'n geseënde Kersfees gehad, 'n lekker Kersfees saam met die familie spandeer en so aan. Ek wil eers vir julle sê dat ek het julle verskriklik baie gemis. Ons het mekaar 'n jaar laas gesien. So ja, geseënde nuwe jaar vir julle almal. Voor ek vergeet, ek wil net aankondig dat ons boodskap vanoggend gaan wees in 1 Johannes hoofstuk 2. So net voordat ek vergeet, julle kan solank julle Bybels blaai na 1 Johannes hoofstuk 2. Voor ons na die boodskap kyk, wil ek graag vir julle herinner oor die vorige boodskappe wat ons gehoor het deur Pastor Kel op Kersdag, Donderdag en dan die vorige Sondag voor Kersfees. Net 'n paar goeters aanhaal wat Pastor Kel oor gepreek het. Ons was bevoorreg gewees om die suiwer evangelie by Pastor Kel te hoor en hy het vir ons gesê, hy het vir ons 3 punte gegee en hy het gesê dat ons moet die evangelie hoor. Dis die eerste stap, ons hoor die evangelie. En dan die tweede stap is reageer op die evangelie. Reageer met geloof in Jesus Christus. En dan die derde ene, die een wat ons die meeste gaan op fokus vandag, is lewe 'n lewe wat dan die Here sal verheerlik. So ons hoor die evangelie deur God se woord, deur mense wat met ons deel, en dan moet ons reageer op die evangelie deur om ons geloof in Jesus te plaas. En dan bly ons nie dieselfde mense as wat ons voorheen was nie. Ons verander deur God se woord te open en dan lewe ons 'n lewe wat die Here dan sal verheerlik. Ek wil graag vanoggend vir ons 'n quote, ek weet nie wat is in Afrikaansie, 'n aanhaling van Max Lucado lees. Ek was baie geïnspireer en aangemoedig deur wat hy gesê het. En ek wil ook maar net vir julle aanmoedig met hierdie aanhaling om bietjie meer in die woord te wees. En Max het gesê, as ons net soos Jesus wil wees, moet ons 'n gereelde tyd hê waarin ons met God praat en na sy woord luister. Hy sê, wag so bietjie, ek weet presies wat sommige van julle nou doen. Julle skakel my uit. Max praat nou oor die daaglikse stilte tyd. Dis 'n goeie tyd vir my om geestelike wandeling na die yskas toe te neem en te kyk wat daar is om te eet. Ek verstaan die huiwering. Sommige van ons het al probeer om 'n daaglikse tyd van stilte te hê en was nie suksesvol nie. Ander van ons vind dit moeilik om te konsentreer en ons almal is besig. So eerder as om tyd saam met God te spandeer en na sy stem te luister, laat ons ander toe om tyd saam met hom te spandeer sodat ons uit hulle ervaring voordeel kan trek. Laat hulle vir ons vertel wat God sê. Is daar nie immers hoekom waarvoor ons predikante betaal nie? Is dit nie waarom ons Christelike boeke lees nie? Hierdie mense is goed met daaglikse oordeenkings. Ek sal maar net by hulle leer. As dit jou benadering is, dan is jou geestelike ervarings tweedehands en nie eerstehands nie. Ek wil jou uitdaag met hierdie gedagte. Doen jy dit met ander dele van jou lewe? Ek dink nie so nie. Jy doen dit nie met vakansies nie. Jy sê nie vakansies is so gesukkel om tasse te pak en te reis. Ek gaan vir iemand anders namens my op vakansie stuur. En wanneer hy of sy terugkom, sal ek alles daarvan hoor en my al die ongerief spaar. Sou jy dit doen? Nee. Jy wil die ervaring eerstehands hê. Jy wil die besienswaardighede eerstehands sien en jy wil eerstehands rus. Sekere dinge kan niemand anders vir ons doen nie. Om na God te luister is 'n eerstehandse ervaring. Wanneer hy jou aandag vra, dan moet ons dit vir hom gee. God wil nie hê dat ons 'n plaasvervanger moet stuur namens ons nie. Hy wil vir jou hê, hy wil vir elkeen van ons hê. En God nooi ons uit om vakansie te hou in sy praat. Hy nooi jou uit om die aanraking van sy hand te voel. Hy nooi jou uit om aan sy tafel te sit. Hy wil tyd saam met jou spandeer. En met 'n bietjie oefening kan jou tyd saam met God die hoogtepunt van jou dag word. Wat het ons nodig? Ons het 'n gereelde tyd en plek nodig. Ons moet beplan om met die Here tyd te spandeer en ons moet 'n gereelde tyd en plek vind. Wat het ons nog nodig? 'n Oop Bybel. 'n Oop hart. Ons moet toelaat dat God ons aandag kan kry en sodat God vir ons kan lief hê. Hy het ook hierdie versie bygelees en ek was baie aangemoedig deur hierdie versie. Dit is Sefanja hoofstuk 3 vers 17, jy hoef nie daartoe te blaai nie. En dit sê, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou.
met blydskap. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy juig oor jou met 'n jubel. Is dit nie wonderlik nie? Die God van hierdie heelal wil juig oor jou. Hy wil met jou tyd spandeer. Hy wil vir jou sê hoeveel hy vir jou liefhet. Jy mag dalk sê, jy is nie sulke liefde waardig nie. Judas was ook nie, maar Jesus het sy voete gewas. Petrus was ook net vir Jesus ontken, maar Jesus het dit reggemaak met hom. Thomas was ook nie dit waardig nie, hy het getwyfel. Jesus was ongenadig. Uitendien, wie is ons om te bepaal of ons waardig is? Ons werk is bloot om lang genoeg stil te wees, sodat hy ons kan liefhê. Is dit nie wonderlik nie? Die God van die heelal met ons tyd spandeer, en ons kan die hele dag in sy spasie wees, en met hom praat, en met hom tyd spandeer, en in sy woord wees. Dis wonderlik. So vanoggend gaan ons kyk na bewyse dat ons hom ken. En vir ons om tyd met die Here te spandeer, moet ons hom ken. En ons wil hom op die beste manier moontlik ken. So daar is 'n verskil tussen om van die Here te weet, feite oor hom te weet, paar Bybelversies te ken, maar ken ons hom werklik? As jy vir Jesus waarlik ken, sal dit lei tot 'n lewe van gehoorsaamheid aan die woord van God. Hierdie is 'n boodskap wat meeste van ons ken, wat meeste van ons al gehoor het. Ons hoor dit elke Sondag, maar net omdat ons dit ken, beteken dit nie dat hierdie boodskap nie op ons of van toepassing is nie. Hierdie boodskap sluit niemand uit nie, selfs nie eers vir my nie. Daarom terwyl ons die boodskap hoor, is dit belangrik dat ons luister en nie ons harte verhard nie. In Hebreërs hoofstuk 3 en hoofstuk 4 word dit 3 keer gesê: vandag, as julle sy stem hoor, moet nie julle harte verhard nie. Dit is so maklik om afgestomp te word vir die woord van God, wanneer ons dink dat dit nie op ons of van toepassing is nie. Maar die Bybel sê, hy wat dink hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons kan nie die Christelike lewe oordoen. Ons kan nie 2 kansse om hierdie Christelike lewe te lewe op hierdie aarde nie. So hoekom kry ons dit nie die eerste keer reg nie? Vanoggend gaan ons kyk na slegs 4 bewyse wat in ons lewens moet wees as ons sê dat ons vir Jesus ken. 4 bewyse wat in elkeen van ons se lewens moet wees as ons sê, ek ken vir Jesus. Maar voor ons dit moet ons toelaat eers dat die Here ons harte deursoek. Dat die Here ons harte sag maak. En dat die Here kyk wat binne in ons harte is. Wil julle nie die Here nooi vanoggend in julle harte in en vir hom vra om te kyk wat binne in jou hart is, soos wat ons die boodskap hoor nie. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart oor alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Slegs die Here Jesus kan ons harte ken. En daarom moet ons vir hom vra om vanoggend in ons harte in te kyk. Dat hy vir ons sal sê wat binne in ons harte is. Want ons is geneig om vir ander te jok en vir onsself te jok oor ons geestelikheid. En hierdie leen manifesteer homself in die lewe van die persoon wat dink dat hy of sy genoeg doen vir die Here, terwyl ons soms eintlik die minste doen. As jy wil aanhou groei in jou loop met die Here, sal ek jou aanraai om nooit ooit tevrede te wees met hoe jy jou lewe nie. Moet nooit tevrede wees met hoe jy jou lewe vir die Here nie. Jy behoort altyd 'n begeerte te hê om meer te weet van die Here en om meer te groei in jou loop met die Here. Ons moet nooit tevrede wees, ons wil altyd meer groei en meer weet oor die Here Jesus Christus. Soos wat almal soos Dawid wees vanoggend, wat gesê het in Psalm 109, hy het gesê, deursoek my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg van smart is, en lei my in die ewige weg. Ons moet almal vir die Here vanoggend vra, om ons harte te deursoek, soos wat ons hierdie boodskap hoor, en dat hy vir ons sal help. As daar enige smart in ons harte is, dat hy ons sal skoonmaak, ons harte sal skoon was deur sy woord. Kom ons bid. Here Jesus, ons kom na U toe vanoggend met dankbare harte, Here, dat ons saam as gelowiges kan bymekaar kom,
sonder om vervolg te word, Here, om die woord te kan hoor. Here, dankie dat U ons so lief het, Here, dat U ons elke dag wil sien, Here. U wil elke dag, elke oomblik van die dag van ons hoor en met ons tyd spandeer, Here. U wil hê ons moet daar sit, dat U oor ons kan juig, dat U oor ons kan jubel, Here. U is so lief vir ons en wat 'n voorreg is dit, Here, dat ons toegelaat kan word om in U teenwoordigheid te wees en met U kan tyd spandeer, Here. So, Here, ek vra dat ons elke oomblik en elke dag van ons lewens, Here, sal gryp om tyd met U te spandeer in U woord, Here, in gebed, Here. So, Here, ek vra vanoggend dat U met ons sal wees, Here, dat U ons harte sal deursoek en Here sal kyk wat binne in ons harte is, Here, en help ons om nie ons harte te verhard wanneer ons hierdie boodskap hoor nie, Here. Ek vra dat U ons harte sal versag. Here, ek vra dat U ons oë sal oopmaak, Here, dat ons sal sien wat in die woord is, Here. Ek vra dat U ons ore sal oopmaak en ons harte sal oopmaak, dat ons die Heilige Gees sal hoor so wat hy ons leer. Here, ek bid vir genade sodat ons luister na die boodskap in Jesus naam alleen. Amen. Soos ek al reeds gesê het, ons gaan vanoggend na 4 bewyse kyk wat in ons lewens veronderstel is om te wees as ons sê ons die Here ken. So ons boodskap, soos ek gesê het, is in 1 Johannes hoofstuk 2 en ons gaan kyk na wat die teks vir ons sê. Kom ons soek vir die eerste bewys. Ons lees die eerste 2 verse. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 1 en 2. Hy sê: My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So 'n wonderlike comfort in Engels, sal ek nou maar sê, om te kan weet dat ons 'n voorspraak het by die Here, dat ons nie alleen eendag voor die Here moet staan met ons sondes nie, maar dat ons kan sê, die Here Jesus Christus is my voorspraak. En die enigste manier wat jy kan sê dat die Here Jesus jou voorspraak is wanneer jy jou geloof en jou vertroue in hom geplaas het, en die werk wat hy op die kruis gedoen het vir jou sondes. So die eerste bewys dat ons vir Jesus ken, begin by redding. Die eerste bewys is redding. Het jy al jou geloof en jou vertroue in Jesus alleen geplaas vir redding? Die teks sê in vers 1, as enige iemand sondig. As enige iemand sondig, wie is dit? Is dit nie ons almal nie? Ons almal is sondaars. Die Bybel maak dit duidelik dat ons almal sondaars is. Daar is nie een wat goed doen nie. Ons almal is sondaars en die loon van ons sonde is die dood. Dis die slegte nuus. Maar die teks stop gelukkig nie daar nie. Dit sê as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. So as ons sondig, het ons 'n voorspraak by die Here. En die goeie nuus is dat Jesus daardie voorspraak is. Jesus is die regverdige. Met ander woorde, hy het nie een keer gesondig nie. Nie innerlik nie, ook nie uiterlik nie. Jesus was absoluut perfek. Nooit ooit gesondig nie. Hy was dus die finale en die perfekte offer vir ons sondes. Jesus Christus, die regverdige. Jesus het aan die kruis gesterf om jou sondes op homself te neem. En hy het die loon van die dood in jou plek betaal, deur aan die kruis te sterf, sodat jy volkome vergewe kan word, wanneer jy jou geloof en jou vertroue in hom stel. So maklik soos dit. Jy kan jouself hemel toe werk nie, jy kan jou weg na die hemel verdien nie, daar is niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Jesus het al die werk aan die kruis gedoen. Wat hoef jy te doen? Al wat jy hoef te doen is om te glo dat Jesus dit vir jou gedoen het, omdat hy jou lief het, en omdat jy 'n sondaar is, omdat ons almal sondaars is. Daarom het Jesus afgekom, om aan die kruis te sterf vir ons. Vertel graag 'n storie van Irvin Lutzer. Hy was eens genooi om in die Withuis in te gaan daar in Amerika, om te sien hoe dit daar binne lyk. En hy het daar aangekom en die sekuriteitswag het hom ingelaat. En al die ander sekuriteitswagte wat daar rondom was, het na Irvin gekyk en hulle het gesien, maar wie is die man? Hy hoort nie binne nie. En hulle het langsom gekyk en het gesien, daar's 'n ander wag wat langsom is. En hulle het hom ingelaat op daardie basis. Daar is 'n wag langsom, so dis okay. So by elke liewe punt van waar die sekuriteitswagte was, het hulle gesien vir Irvin, hulle het hom gesien, hulle het gedink wie's hy, en hulle het langsom gekyk en hulle gesien daar staan 'n sekuriteitswag langsom. So hulle het hom ingelaat slegs op daardie basis. Vir 'n oomblik,
Verbeel jouself jy staan voor die hekke van die hemel. Wie is langs jou? Die enigste manier wat jy sal toegelaat word in die hemel, is as Jesus Christus langs jou staan. Die Bybel sê in Johannes 14 vers 6, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Die enigste manier wat Irwin toegelaat was in die Withuis, was met die sekuriteitswag langs hom. Die enigste manier wat ons in die hemel toegelaat sal word, is wanneer ons geloof in Jesus Christus is. Dit is so maklik soos dit. So om vir Jesus te ken, om te sê, ek ken vir Jesus, begin by redding. Maar om hom te ken, is ook 'n lewenslange reis, wat ons saam met ons Here Jesus stap. En dit kom werklik deur om sy woord te open, daagliks, en toe te laat dat die skrif in ons harte werk, en ons lewens transformeer. Johannes 17 vers 17, 'n bekende vers wat ons almal ken, heilig hulle in u woord, want u woord is waarheid. Die Here kan jou slegs heilig, as jy hom toelaat, deur om sy woord te open. Hy kan jou nie skoon was en jou lewe verander, as jy nie vir hom toelaat, deur om die woord op te maak nie. Die Here sê hy heilig jou, deur sy woord, want sy woord is waarheid. En daarom het ons die verantwoordelikheid, om sy woord op te maak, en toe te laat, dat God ons harte binnekom en ons harte skoon was. Met sy woord. Dan kom ons by die tweede bewys. Kom ons lees vanaf vers 3 tot 4. Dit sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken. Hieraan weet ons dat ons hom ken. As ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, ek ken vir Jesus, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie binne in hom nie. So die eerste bewys, soos ons alreeds gesien het, is om vir Jesus te ken, begin by redding. Die teks sê, die tweede bewys is, kan ons sy gebooie bewaar. Dit wat Jesus vir ons sê in die woord, kan ons dit sien in ons lewens, dat ons dit toepas. Jakobus het gesê, hy het twee dinge gesê. Hy het gesê, moenie net horaars wees van die woord nie, maar doenaars van die woord. Ons moet nie net hoor en lees nie, ons moet dit doen. Jakobus het ook gesê, geloof sonder werke is dood. Het is belangrik dat ons die volgorde reg kry. Dit is geloof, dan werke. Nie werke en dan geloof nie. Onthou, ons kan nie onsself, jy moet te werk nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 het dit duidelik gemaak, dat ons is gered deur genade en deur geloof. En dit nie van onsself nie, dit is 'n geskenk van God. Nie deur werke nie. Ons kan nie onsself nie moet te werk nie. Dit begin by geloof, en dan 'n produk van ons geloof is dan die werke. So kan ons dan doen wat die Here Jesus van ons gevra het om te doen. Vir ons om te doen wat die Here vir ons gevra het, moet ons weet wat die Here vir ons gevra het om te doen. So watter gebooie, watter opdragte het die Here Jesus vir ons gegee? Dis nie die wet van Moses, die 613 wette nie. Die Nuwe Testament is gevul met opdragte van die Here Jesus Christus. Iets soos 400 opdragte wat gevul is in die Nuwe Testament. Een wat ons almal ken, 'n baie maklike opdrag wat ons almal ken, is Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Daar's 'n opdrag van ons almal. Deel die evangelie met die wêreld. Is ons gehoorsaam om dit te doen? Die gebooie stop nie net daar nie, soos ek al reeds gesê het, die Bybel is gevul met gebooie. Vat julle Bybels vir 'n oomblik na 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Ek wil vir julle 'n idee gee oor wat se gebooie ek van praat en hoe dit lyk in die skrif. 1 Tessalonisense hoofstuk 5, en ons lees vanaf vers 12. Dit sê, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei, en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar, as opdrag. Hê vrede met alle mense. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, daar's opdragte vir ons. Sorg dat niemand verander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Daar's 'n opdrag, moenie wraak neem nie.
Vers 16, wees altyd deur bly. Vers 17, bid sonder ophou, daar's opdragte. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Vers 19, blus die Gees nie uit nie. Wat sê die skrywer hierso? Blus die Gees nie uit nie. Die oomblik wat jy gered word, kry jy 'n Gees, die Heilige Gees binne in jou. Die oomblik wat jy jou geloof in Jesus plaas, kry jy God se Gees binne in jou. En nou het jy 'n vlees en nie 'n gees. Wat seën gaan jy kies? Soms kies ons die vlees, en wat gebeur? Ons blus die Gees uit. Ek hou daarvan om so aan te dink, ek sien warm kole, en dan as jy water op dit spat, wat gebeur? Dan maak hy geluid. En ek like daarvan om so aan te dink, as ons die Gees uitblus, wanneer ons kies om eerder te doen wat die vlees sê, en nie wat die Gees sê nie. Die Bybel sê hierso, blus die Gees nie uit nie. Dis opdragte vir ons, verag die professie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. Daar som die skrywer dit op, hy sê, weerhou julle van elke vorm van kwaad, elke vorm van sonde, bly weg. Die Bybel is gevul met sulke opdragte. Kan ons dit nakom? Kan ons doen wat die Here sê ons moet doen? As mense in ons lewens kyk, kan hulle dit sien. As ons lewens op hierdie groot skerm moes vertoon, sal ons gemaklik wees daarmee. As ons lewens vertoon het op hierdie skerm, wat sal mense sien? Wat dink ons? Wat doen ons? Daagliks. En nog 'n ding is, as Jesus vir een dag in jou skoene moes wees, sou Jesus gemaklik gewees het om daardie lewe te lewe? Sou Jesus gemaklik gevoel het? Sou hy tuis gevoel het in jou skoene? Of sou daar 'n paar goedjies verander het? Die tweede bewys is, soos ek gesê het, is ons moet Jesus se opdragte te nakom. En dit is nie ek wat dit sê nie, dit is die skrif wat so sê. So ons kan maar teruggaan na 1 Johannes hoofstuk 2. Die skrif sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Die skrif maak dit duidelik. Hy wat hom ken, wat sê hy ken hom, moet sy gebooie bewaar. As nie, daardie persoon is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Jesus het gesê, as ons hom lief het, dan sal ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie veronderstel om 'n las te wees vir ons, ons moet dit doen met 'n plesier, omdat ons hom lief het. Die derde bewys, kom ons kyk na die derde bewys. Wat sê die teks? Ons kyk na vers 5. Die derde bewys, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom met die liefde van God waarlik volmaak geword. Die derde bewys is, kan ons doen wat God se woord sê. Dit klink baie dieselfde as die vorige ene. Die vorige ene was sy gebooie, nou is dit sy woord. Wat is anders? Wat anders is, dit sê, die een wat sy woord bewaar, in hom is die liefde van God waarlik volmaak. Die liefde van God, dit is wat anders is. Want Jesus moes sê, as ons hom lief het, sal ons sy gebooie bewaar. So hoe hou ons God se woord? Spreuke 4 vers 4 sê, toe het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou. Sien, dis hoe ons God se woord hou, is wanneer ons dit in ons harte hou. Spreuke sê, laat jou hart my woorde vashou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. En vers 20 tot 21 sê, my seun gee ag op my woord. Hy sê, luister na my woorde. Neig jou oor tot my uitsprake. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Met ander woorde, hoe hou ons God se woord in ons harte? Moet eers vir ons oë wees. En dan moet ons dit in ons harte koester. God se woord moet vasgehou word in ons harte. Om sy woord te bewaar behels dat ons God se woord oopmaak. Dis logies. En dan moet ons dit in ons harte hou, deur om dit in ons lewens toe te pas. Die vraag is, het jy ooit die begeerte om te doen wat God se woord sê jy moet doen? Want as God se woord in jou hart is, dan sal jy natuurlik wil doen wat dit sê. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Sien, wat binne in ons harte is, dit is wat in ons lewens gaan wees. Dit is belangrik wat ons in ons lewens en in ons harte toelaat. Wat laat ons toe in ons harte? Want dit wat in ons harte sal wees,
Dit is wat mense in ons lewens gaan sien op die einde van die dag. Hoe lyk jou lewe? Of eerder, wat is in jou hart? Ek hoop dit is God se woord. Matteus 6 vers 21 sê, want waar julle skat is, daar sal julle harte ook wees. Koester God se woord as 'n skat in jou hart en jy sal vrugte dra wat God verheerlik. Jy sal 'n lewe lei wat God behaag. Ons lewens gaan nie net oor onsself nie. Nog 'n ding wat Max sê in sy boek wat ek nou lees is, hy sê wanneer ons 'n self het, wanneer ons dink dat ons iets vir onsself moet doen, dan gaan ons nooit vir die Here lewe nie. Die Bybel sê ek dink dit is, ek sê nou die van my kop af, ek dink dit is Johannes, ergens in hoofstuk 10, het sê, Jesus moet meer word, en ek moet minder word. Ons moenie eers 'n self hê nie. Dit gaan alles net oor Jesus. Dit gaan oor God. Dit gaan oor sy woord. En wanneer ons lewens minder oor onsself gaan en meer oor God gaan, dan sal ons lewe vir hom verheerlik. Ons lewens moenie onsself verheerlik nie, moet vir God verheerlik. Ons moet doen wat vir God behaag. Vers 3 en 5 tot dusver toe het dit baie duidelik gemaak dat gehoorsaamheid drievoudig is. Bewaar sy gebooie, bewaar sy woord, en dan bring dit ons by die 4de bewyse. Wandel soos hy gewandel het. Die eerste 3 bewyse begin by om vir Jesus te ken, dit begin by redding, dan moet ons God se gebooie bewaar, en dan moet ons sy woord bewaar binne ons harte. En dan die 4de en laaste bewyse. Ons moet wandel soos Jesus gewandel het. Kom ons kyk na die skrif, vers 5 tot 6. Maar elkeen wat sy woord bewaar in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook self soos hy te wandel. Sê, as jy vir Jesus ken, moet jy wandel soos hy gewandel het. Moet loop soos wat hy geloop het. Om te wandel soos wat Jesus gewandel het, is die volle uitdrukking van God se standaard vir sy mense. God se standaard vir sy mense is perfeksie. Jesus is die standaard. En dit beteken om te lewe soos wat Jesus gelewe het. Ons het 'n baie hoë standaard om te volg. Ons kan sekerheid hê oor ons verhouding met God as ons lewe gekenmerk word deur 'n liefdevolle begeerte om sy wil te doen. Wat is jou begeerte daagliks? Is dit om vir God te dien? Is dit om sy woord op te maak en met hom tyd te spandeer, dat Jesus oor jou kan juig, dat hy vir jou kan sê hoe lief is hy vir jou, dat hy met jou kan praat, dat hy jou hart kan skoonwas, dat hy jou kan verander? Is dit jou begeerte? Dit is veronderstel om ons begeerte te wees. Dit moet ons begeerte wees om te wandel soos wat Jesus gewandel het. So watter soort karakter het Jesus gehad? Ons sluit af met 7 eienskappe van Jesus. Jesus was absoluut heilig. Hy was sonder sonde, geen sonde ooit gedoen nie. Jesus het opregte liefde besit. As jy twyfel oor God se liefde vir jou, dink aan hoe hy aan die kruis gesterf het vir jou sondes. Jesus is regtig waar lief vir ons almal. Jesus was opreg nederig. Hy het sy disippels se voete gewas. Die grootste daad van nederigheid wat Jesus gedoen het, is om die glorie van die hemel agter te laat en af aarde te kom, een van sy skepsels te word, tussen sy skepsels te lewe, toe te laat dat hulle hom spoeg, dat hulle hom kruisig vir ons sondes. Dit is liefde. Dit is nederigheid. Jesus was opreg sagmoedig. Toe die mense in Gethsemane na hom toe gekom het en heerlik was met hom, en toe hy op die kruis gehang het en die soldaat het vir hom gespot en in sy gesig gespoeg, het Jesus vlamme teruggeblaas in hulle gesig, soos wat hy kan? Nee. Jesus het 'n lewe van gebed gelei. Jesus was 'n onophoudelike werker. Jesus was 'n harde werker. Hy was egter nie 'n werkslaaf nie. Hy het geweet wanneer om op sy te staan en te rus. Hy het geweet wanneer om van die massas te onttrek en wanneer om na die woestyn te gaan vir 'n tyd van rus en gebed. Jesus het geweet wanneer dit tyd was om te rus. En dis nie die rus wat die wêreld vir ons beloof om op vakansie te gaan nie. Daar's niks fout daarmee nie. Die rus wat Jesus hiervan praat is die belangrikste rus. Dis die rus in God se woord. 'n rus wat ons ingaan
wanneer ons sy woord open en toelaat dat die Here in ons lewens werk en wanneer ons met die Here praat deur gebed. Hierdie is 7 kwaliteite wat absoluut waar was in Jesus se lewe. En dit moet waar te wees in ons lewens. Dit moet ons begeerte wees om te loop soos wat Jesus geloop het. Jesus was die perfekte voorbeeld vir ons, sodat ons in sy voetspore moet volg. Weet baie mense, wanneer dit nuwejaar is, dan het hulle nuwejaarsvoornemens en hulle beloof vir hulle self al die nuwe wonderlike goed wat hulle gaan doen in die nuwe jaar, wat niks verkeerd is nie. Miskien wil hulle meer oefen, miskien wil hulle beter doen in hulle werk. Maar ek wil hê ons as gelowiges moet ander nuwejaarsvoornemens hê as die wêreld. Ek wil hê ons nuwejaarsvoornemens moet in lyn wees met God se woord en met God se wil. Ek wil hierdie jaar vir Jesus beter leer ken. Ek wil hierdie jaar meer tyd met Jesus spandeer in sy woord. Ek wil hierdie jaar meer tyd spandeer met Jesus in gebed. Ek wil meer soos Jesus lyk. Ek wil sy gebooie bewaar. Ek wil sy woord bewaar. Ek wil loop soos wat Jesus geloop het. Mag dit ons nuwejaarsvoornemens wees. En alles wat ek vanoggend gesê het, alles wat die teks vanoggend vir ons gesê het, ons kan niks in ons eie krag doen nie. Ons het die Heilige Gees nodig en ons het vir Jesus nodig. Johannes 15 vers 5 sê, sonder Jesus kan ons niks doen nie. So ek som dit vir ons op. Om vir Jesus te ken, die teks sê, dit begin by redding. Dit begin by geloof in Jesus Christus. En dan bly ons in dieselfde in ons lewe, 'n lewe wat vir Jesus dan verheerlik. Die tweede bewyse is, kan ons dan, wat Jesus vir ons gevra het om te doen, kan mense sien in ons lewens dat ons dit toepas. Bewaar ons God se gebooie, bewaar ons sy woord, en kan ons loop soos wat Jesus geloop het. Kom ons bid. Here, dankie vir die wonderlike genade in ons lewens, Here, en dankie dat U vir ons so lief is, Here. Al doen ons nie altyd wat U vir ons vra om te doen, Here, U is altyd geduldig met ons, U is altyd lief vir ons, Here. En ons is U ewig dankbaar daarvoor, Here. Dankie vir die wonderlike geskenk van die Seun wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes, Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir vergifnis. Dankie dat ons 'n voorspraak het, die Here Jesus Christus, die enigste regverdige man. Here, dankie dat ons nie alleen voor U eendag hoef te staan met ons sondes, Here. Dankie dat ons sondes weggewas is met U bloed. Here, dankie dat U vir ons nie alleen gelaat het op die aarde, Here. U het vir ons die Gees agtergelaat om binne ons te woon, om ons te help met alles wat U vir ons gevra het om te doen, Here. U het vir ons U woord gelaat as 'n riglyn oor hoe ons lewens moet lewe, Here. Ons is geëquip met alles wat ons nodig het, Here. So, Here, ons wil vir U dankie sê vir die wonderlike werk wat U in ons lewens doen, Here. Mag ons self oorgee aan U en vir U al hoe meer toelaat hierdie jaar om in ons lewens te werk, Here. Mag ons 'n nuwe begeerte hê om vir U te soek in U woord. Here, mag ons U woord oopmaak en soek vir U wysheid, soos vir skatte en vir silwer, Here. Hoe enigiets anders, Here, mag ons U woord bewaar binne in ons harte. Mag U die eerste prioriteit wees in ons lewens, Here, en mag ons alles anderste agter U sit, Here. Ons families, ons werk, ons self, Here, moet onder U kom, want U is dit waardig, Here. U is die God van die heelal, Here. En ons loof en prys vir U vir wie U is en vir U groot naam. In Jesus naam alleen. Amen.